Eida, in die begin, by die begin. Pastors, apostels en die is lieflik begroet. Apostel Cliffy, is gegroet in hy mooie en onfeilbare naam van onze koning Jesus. Dis vanmorgen of vanaand 'n voorrecht vir my om in julle se huis die woord van die Here voor te hou. Die raad van koring, julle is gegroet in die beautiful, prachtige naam van onze koning Jesus. Pastor Gibby, jy is gegroet vrou van God. Dankie vir hierdie geleentheid, die voorreg wat ek het om die hoogste, die hoogste gedeelte van die aand te doen. Want niks kom voorbij die woord van die Here. Halleluja. Verstaan julle daai? Niks kom voorbij die woord van die Here nie. So as die woord van die Here iets sê, en die gees van die Here maak hom wakker, en die gees van die Here openbaar hom, dan is dit maar nou net so. Dan kan ons niks weghaal, niks bysit, want dit is klaar wat dit so is. Kan ons die Here eers sê? Kan ons die Here eer vir sy woord? Kinders van die Here, die woord van die Here wat 'n lig dra in ons lewens is. Woord van die Here verklaar dat sy woord die weg is. En omdat hom woord die weg is, kom dit soms met storms. En dit kom soms met omstandighede wat nie lekker voel nie. Maar omdat ons in die willes van die Here kan ons nog nie daai storms missie. Want ons wil mos in die weg van die Here beweeg. Nee, so soms struikel ons so 'n bietjie en soms val ons so 'n bietjie, maar dit maak saak van die opstaan. Die reis. Nou ons het vanaand gekom na die Here. Ons moet oplig. Deur die gees van die waarheid. Toe Pastor Gabriela tot by my uitlik vir my 'n boodskapie stuur en sy stuur 'n tema vir my, Rising the Standard, om die standaard te verhoog. Sit ek en ek praat met die Here en ek sê vir die Here, ek gee net een woord vir die gees van God. Ek sê, okay, gees van God. Ek het hierdie tema van die pastor af ontvang. Nou gee God vir my net 'n hint. Waarom wil u dan nou vandag saam met die jong mense, een wat opgekom het, wat wil u dan nou vanaand saam met hulle praat? Van wat 'n standaard wil u lig? En die antwoord het so vinnig gekom. Ek hoor in my oor, living holy. En dit is my standaard. Ek is soos aangeheilige gees. Hoekom wil ek nou nog so diep gegaan het? Is aan die voor. Dis die fondasie van wie u is. Heilig wees of niks. Loving holy or nothing. Being holy or nothing. Leviticus sê, ek is heilig. So ek wil hê, jy moet heilig wees. Hoekom wil ek hê, jy moet heilig wees? Want u is gemaak in die image van my. En as ek heilig is, het jy nie 'n keuse nie om ook heilig te wees nie. Daar bestaan nie 'n ding soos te heilig wees nie. En ek is heilig. Kom ons gaan vandag na die woord van God. Halleluja. Met onderside, u is pragtig begroet my moedertjie, Prophetess Angela. U is gegroet in die teenwoordigheid aan ons huis. Alex, julle is lieflik gegroet. Halleluja. Prys God se naam. Dierbaar is ons gaan baie gehoorsamer vandag wees, vanaand wees aan die woord van die Here. As dit by heiligheid kom en dit kom by geregtigheid, is ek 'n voorstander. Amen. Want by my is dit of reg of weg. Want as ek koud gaan wees en as ek in my living holiness uit gaan kom nie,
plesier. Nee, dat is net één plek. Ik kan niet met één voet in die lucht en één voet in die duisternis zien. Die standaard van Christus is heilig. Sê vir iemand die standaard van Christus is heiligheid. Heiligheid of niks. Ek weet nie waar staan u vanaand, maar ek kom sê vir u heiligheid of niks. Oh, ek mag u offend vanaand, so heiligheid of ek het gekom om iemand te offend, heiligheid of niks. Prys, kan ons die Here so prys? Jesus. Dierbaar is ons in 1 Petrus 1. Petrus 1 vanaf vers 13. Die woord van die Here sê, die opskrif, vermaning om heilig te wees. Die woord sê in vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word van die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders sê vers 14, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Nou die opskrif van die woord sê vermaning om heilig te wees. Nou u weet as jy vermaan word, dan is dit 'n waarskuwing wat uitgaan. Want as jy dit nie gaan doen nie, dan is jy in gevaar. Die opskrif sê die Here waarsku sy kinders om heilig te wees. Hy waarsku sy kinders om heilig te wees. Ek het 'n meisiekindjie en ek het 'n seentjie, hy is 1 jaar oud. Nou wanneer ek vir Cassidy in die huis sê, Cassidy, doen gou hierdie ding. En Cassidy wil gou eers nou iets anders try. Maar ek sien in die ding wat Cassidy wil try, dat sy gaan seer kry, pastor. En ek sê vir Cassidy, hou op. Moenie daai ding doen nie. Sy gaan seer kry. Waarsku ek vir Cassidy. En Cassidy gaan nog steeds aan om daai ding te doen. En ek sê, Cassidy, moenie daai ding doen nie. Ek gee waarskuwing af. Moenie daai ding doen nie. As jy nie worry, gaan jy voel. Maar in my moeder hart wil ek hê sy moenie doen nie, want as sy gaan voel, gaan sy seer kry. Verstaan?